Pas op. Dat hierdie nie sê, maar hier is die Yeshua, die gesalfde, of daar is hy nie, moenie agter dit aanloop nie. Shalom groete aan elke koffietyd kyker op hierdie pragtige woensdagmôre. Ek groet jou in die wonderbare naam van Meester Yeshua, die gesalfde. My naam is Frik Weideman, baie welkom by koffietyd vanoggend op hierdie pragtige woensdagoggend. Dis natuurlik die middeldag van die week. Dis ook in die terme van die menorah, is dit die middelkandelaar wat ons eerste aansteek, en dit simboliseer Meester Yeshua, die gesalfde. Hy's die lig van hierdie wêreld, en die duisternis het hom nie oorweldig nie. Prys sy wonderlike naam. So ja, baie welkom by koffietyd vanoggend. Man, dis lekker om met jou te gesels. Lekker om saam met jou 'n koppie koffie te drink. En koffietyd is belangrik. Weet jy hoekom? Ons kyk mekaar in die oë. Ons praat oor dinge wat belangrik is. Dinge waarvan ek en jy moet kennis neem. Onthou jy? In 2020 Desember maand, die 2de. Ja, die 2de. Toe bring ek 'n boodskap, toe sê ek, mense, asseblief, moenie die inspuiting neem nie. Moenie die COVID-19 jab neem nie. Daai ding gaan vir julle doodmaak. Daai ding is die voorloper van die anti-kris, van die merk. Moet dit nie neem nie. Ag, hulle het my uitgehaal. Ek het dit al gesê. En ek praat toe verlede jaar, ook in die begin van hierdie jaar. Toe praat ek, toe sê ek, mense, neem asseblief kennis. Dat daai inspuiting wat geneem is daai tyd vanweë baie mense wat in rye gestaan het om ingespuit te word. Dan gaan 'n derde wêreldoorlog plaasvind. Baie mense gaan hulle lewens verloor as gevolg van daai inspuiting en ook die boosters wat daarna gevolg het. En baie mense gaan hulle lewens verloor, nie dadelik nie, nie 'n jaar nie, nie 2 jaar nie, 3, 4 jaar later. Wat gebeur nou? En met baie respek sê ek dit vandag. En my hart is so seer van geliefdes wat aan die dood afgestaan is as gevolg van die inenting. En weet jy wat? Niemand is skuldig nie. Niemand is skuldig nie. Nou sê ek weer vandag vir jou, en ek het dit vroeër in die jaar gesê, toe sê ek vir julle, mense, neem kennis dat in die laaste gedeelte, die tweede laaste gedeelte, of die tweede gedeelte van die jaar, van 2025, die laaste kwartaal, gaan daar 'n ontwaking wees van AI, wat jy nog nie gesien het. En weet jy wat? Dis nou hier. Op al die kanale, YouTube kanale, sosiale media, Instagram, is daar AI wat baie prominent is op hierdie stadium. En ek kry die oproepe. Ek kry die boodskappe waar mense vir my sê, hoorie Frik, maar praat die woord van AI? Ek sê ja. Die woord praat. Speel AI 'n rol? Ek sê absoluut. Ek sê as jy in jou voertuig ry en jy verdwaal en jy gaan op jou telefoon app op kom ons sê op Waze of op ek weet nie wat nie, maar jy druk in 'n adres, dan vat 'n stem jou, daai stem praat. Hy stem praat met jou. Of jy te sê, stop hier, ry so 400 meter, draai links, draai om, draai regs, ry reguit dan. 'n Stem praat met jou, dis AI. Ek is amper van mening om te sê dat sonder AI kan hierdie wêreld tegnologies nie meer voortbestaan nie. Tegnologies nie meer voortbestaan nie. So praat die woord van AI in die laaste dae, absoluut. Openbaring 13. Openbaring 13, hoor gou mooi. Ek moet 'n bietjie nader aan jou staan, hoor gou mooi. Daar sal 'n gees aan die dier se beeld gegee word, om wat te maak? Dat die dier se beeld sal kan praat. Wat gebeur nou? AI praat. AI wys ewen emosies. AI kan met jou 'n gesprek voer. Ek verstaan van AI dat hulle so ver gevorderd, hulle gaan nou AI dokters kry, wat 'n beter werk kan doen, en 'n beter diagnose kan doen, as enige dokter wat 'n menslike vorm is. So AI is besig om oor te neem, jy kry selfs AI predikers. Ek het nou die gehoor, iemand sê vir my, my man gaan my skei, en my man gaan wil trou met 'n AI vrou. Ek sê, hoe verstaan jy dit? Die dier sal kan praat, want AI word daarin gedoen, word daarin gemanifesteer. En hy sal maak dat almal wat nie gehoorsaam is aan die dier of aan die sisteem nie, gedood word, hulle wat die beeld van die dier nie aanbid nie. En die woord sê baie duidelik in Openbaring 13, hy sê, en dat al die bewoners van die aarde sal agter die dier en die beeld van die dier aanloop, en dit is AI wat gemanifesteer word in die dier. Mense, jy gaan dit sien.
Maar weet jy wat is tragies? Ek praat hieroor, ek praat in 2020 daaroor en as gevolg van vrees staan mense in rye om ingeënt te word. Hulle is bang. Bang ek verloor my werk, bang ek kan nie vir my vrou sorg nie. En dis goeie redes. Dis nie slegte redes nie, dis goeie redes. Waar is ons vertroue in Vader? En tragies dat mense nou weer gehoorsaam gewees uit vreesheid wat 'n groot rol speel om ons persoonlike grense, ons geloofsgrense te oorskry. Ekskuus ek waai so, dis nie die wind hier, dis die muggies. Die woord sê dat al die bewoners van die aarde gaan die beeld aanbid, want hierdie beeld sal kan praat met jou en hy gaan goed doen en hy gaan verleiding inbring en hy gaan misleiding inbring en hulle gaan vir ons beheer by wyse van AI. En ek sê weer, sonder AI is tegnologiese aktiwiteite net eenvoudig nie moontlik nie. Ek bedoel as jy ingaan op jou telefoon app en jy wil kyk hoe lyk die weer vir môre, dan is dit AI. Alles is betrokke met AI. Hy praat met jou, hy voorspel die reënpatrone nou vir die volgende 2-3 dae vir 'n week. Gaan vra jy bietjie, en ek praat met baie mense, gaan vra jy bietjie vir ChatGPT vir antwoorde op lewensvrae. Jy kry binne 'n splitsekonde kry jy 'n antwoord. Ek dra kennis daarvan. Baie mense skep vir hulle 'n figuur op ChatGPT en dan nader hulle daai AI vir vrae met betrekking tot hulle finansies, met betrekking tot hulle lewensantwoorde, hulle huwelike, hulle menswees, wat hulle moet doen, en binne 'n splitsekonde dan kom daar 'n antwoord deur. Mense, daai antwoord is eintlik asemrowend. Hoe daai antwoord met jou praat, hoe AI met jou praat. En wie wat is die probleem? Dat mense gaan nou nie meer terug na God toe nie. Want hulle sê maar God is te stadig. Ek hoor nie, ek bid in die ceiling vas en ek bid en dan kom nie antwoord nie. Ek lees die woord en dan kom nie antwoord nie. Maar praat ek met AI, dan kry ek sommer in 'n splitsekonde kry ek 'n antwoord. So ek gaan nou nie meer bid nie. Ek gaan nou vir AI vra en ek sê regtig, ek sê hoor my. Ek sê vir jou dat die antwoorde wat AI vir jou gee is amazing. En baie mense wat ingeskakel is op Facebook en mense wat ingeskakel is op die kanale, vra vir AI vra, veral wanneer ek 'n boodskap gepreek het om my te gaan toets in terme van AI. Dis so. Dan kom hulle terug met antwoorde, Frik, maar jy moes dit so, en daar is jy verkeerd, en daar is jy van die wa af, en daar is jy reg, en al sulke tipe van dinge. AI doen 'n presiese persoonlikheidsnabootsing. Dis wat nou gebeur. Pas op. Dat hierdie nie sê, maar hier is die Yeshua, die gesalfde, of daar is hy nie, moenie agter dit aanloop nie. Julle gaan mislei word. Die Bybel sê, AI het 'n gees, hy kan praat, Openbaring 13, neem kennis daarvan. Vir die eerste keer op aardbodem, sedertdien die begin van hierdie aarde tot en met vandag toe, vir die eerste keer op aardbodem is tegnologie so in lyn vir die merk van die Antichrist, die merk van die bees, soos nou. Terwyl ek met jou praat, is dit besig om te promoveer. Hulle beheer jou gesondheid, jou geld, jou identifikasie, dit beheer jou bewegings, by wyse van die inentings, en dit maak van jou 'n half robot. Wees baie versigtig. Ek praat met jou oor hierdie goed, want ek kry die antwoorde. Mense gaan binnekort op een van my Shabbat boodskappe gaan ek ook hieroor praat. So neem kennis daarvan, asseblief. Neem kennis dat ek en jy moet kennis neem oor wat gebeur om ons en rondom ons. Asseblief, dis nou die tyd om waaksaam te wees. Dis nou die tyd om nugter te wees. Staan vas in sy woord, met 'n gees van volharding, met 'n gees van vasberadenheid. Moenie links, moenie regs afwyk van Vader se woord nie. Hou daarin vas, nou gesed, dan sal jy met goeie gevolg handel. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was by Koffietyd vandag, saam met my hier by die rots, op die plaaslike eiland, en mag die vrede van Skepper God, die Heilige van Israel, met elkeen wees. Tot 'n volgende Woensdag, Shalom.